uit U, deur U en tot U, o Here, is alles. Aan U behoort die heerlikheid, vir altyd. Amen. Genade en vrede vir jou, vir God ons Vader, vir Jesus ons Here en vir die Gees van God. Amen. Lied 184 vers 1, 3 en 4 ons loflied. Lukas hoofstuk 17. Lukas 17. Terwyl jy daar in blaai, Kobus en Matilda, en Rooien, hulle is gekies op die kerkraad, Oudering en Diaken, so, wat nou vir hulle, ons het ander name ook, met wie ons nog in gesprek is. En dan, van volgende week af, is daar 'n sending uitreik in Kwakwasie, waarmee ons gemeente ook saamwerk. Volgende Sondag gaan ons vir Rogers in die Hembe. Hy is die evangelis en ons wil net hier bekendstel, dat julle hom daarom ook net kan sien en met hom kan kennis maak. Kom ons raak stil voor die Here. Nou bid ons Here, dat U Uself sal verheerlik, dat U U woord sal oopmaak en met elkeen van ons sal praat. Ons kom Here om U te dank, wek dan 'n groot dankbaarheid in elkeen van ons harte. Amen. Die tema is om die Here te dank. Kom dank nou allemaal God. Dit wat ek gaan wys op die skyfie, dit is 'n paar skyfies, dit wat ons gaan lees, is daar heel wat dinge waarom ek nie gaan aandag gee nie. Ek noem maar net hierdie dinge om vir ons die konteks te gee. Die Koen wat laasweek by ons gepreek het, laasweek het hy gepraat van om in die Here te sterf. Nou, ek noem maar, soos ek sê, ek noem maar net hierdie dinge, wat as jou enigste troos in lewe en in sterwe, dat ek met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getrouwe verlosser, Jesus Christus behoort. Dis die eerste vraag van die belydenisskrifte. En die tweede vraag is, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en te kan sterwe? Om in die Here te sterf is iets besonders. Om in die Here te kan lewe is groot genade. Maar dit kom nie vir elkeen nie. Nou vra die belydenisskrif, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en te kan sterwe? Dan is die antwoord 3 dinge. Dit lyk asof het al makliker word. Maar hierdie 3 dinge wat die belydenisskrifte noem, raak al moeiliker. Die eerste ene is moeilik, maar alle mense deel dit. Die tweede ene is moeiliker, want net 'n sekere hoeveelheid mense bely dit. Die derde ene is die heel moeilikste, want min mense kom daarby uit. 3 dinge. Die eerste is hoe groot by sonde en ellende is. Almal weet wat sonde is. Almal weet van 'n skuldige gewete. Elkeen van ons hier. En in die hele wêreld, al is jou gewete hoeveel afgestomp, is daar tog ietsie van skuldig van. Hoe groot jou sonde is. En as die Gees van die Here regtig waar begin werk in ons lewens, dan kom ons dit eers agter. Maar dit is oor die algemeen. Hoe groot my sonde en ellende is, dis die eerste ene, almal weet dit. Die tweede ene, hoe ek van al my sonde en van ellende verlos kan word. Ons weet, dis die soendood van die Here Jesus. Hy vergewe vir my. Hy verlos my. En meeste mense stop hier. Groot my sonde is, en ook vir my sonde van les verlos kan word. Maar daar staan 3 dinge, om salig te kan lewe en salig te kan sterwe.
Wat is die derde ding? Hoe ek God vir so verlossing dankbaar moet wees. Dis nie 'n opsionele ekstra nie. Dis nie iets wat nie saak maak nie. 3 dinge is nodig om salig te kan lewe en salig te kan sterwe. Romeine hoofstuk 1 sê, God gee mense hulle self oor en hulle doen die vuilste en die lelikste sondes. Hoekom? Omdat hulle nie God eer en dank nie. Dankbaarheid is 'n nodige ding van ons lewe. Sonder dankbaarheid in ons lewens is daar nie ware verlossing nie. 3 dinge is nodig. Nou, kom spring ek sommer 'n bietjie verder vooruit. Ek maak maar die skyfies klaar en daarna sal ons gesels. Maak ek noot van hierdie teksvers. Toe het hy, dis die volk Israel, het hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maarte gestuur. Hou dit in gedagte. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld, sê dit vir jou niks nie. Besef jy dan nie, dat God jou deur sy goedheid of bekering wil lei nie. Dis die drie, jy kan maar afskakel, dat hy ons slaag daarmee. Lukas, hoofstuk 17, vers 11. Mag die Here hierdie woord gebruik, om elkeen van ons aan te raak. Op sy reis na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Galilea, wat die gebied is waarin hy sy bediening hoofsaaklik gedoen het. Samaria, die plek van die heidene. Ons kan maar net kennis neem daarvan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans ontegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan. Melaatsheid in die Bybel word beskryf as onreinheid. Nie as 'n siekte nie, maar as 'n onreinheid van 'n vuil wat aan jou kleef. En as jy melaats is jy uitgesmet. Ons ken dit almal, ons weet daarvan. Daarom is dit interessant, toe Jesus naby 'n dorpie kom, staan daar in die veld, staan daar 10 mans, en hulle roep. Hulle is uitgewerk, hulle mag nie by hulle vrouens kom nie, hulle mag nie by hulle kinders kom nie, hy kan nie aangaan met sy werk nie, niks nie, hy is uitgewerk. En hierdie 10 melaatses skuil hulle maar by mekaar. Hulle kan mekaar nie aansteek nie, want hulle het al geklaar mekaars. Hierdie uitgeworpenis is nou maar by mekaar. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans ontegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Wees ons barmhartig. Nie genadig nie, barmhartig. Daar is 'n onderskeiding tussen genade en barmhartigheid. Barmhartigheid is jy iemand wat swaar kry vir hom iets te gee. As iemand honger is om vir hom iets te kos te gee. As iemand pulper om vir hom klere te gee. Dit is barmhartigheid. Genade is om teen God aanvaar en vergewe te word. Die twee dinge is nie dieselfde nie. Hulle moet hulle oopseer en hulle moet hulle verlatenheid. Hulle roep uit: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Dis wat die Ou Testament geleer het. Jy kan nie eers weer opgeneem word. Nie na die dokter toe nie, maar na die priesters toe, wat melaatsheid is gesien as 'n onreinheid, 'n vuilheid, 'n besoedeling. Gaan wys jou die priesters, dat die priesters kan verklaar dat jy reg is. Nou gaan ek ook nie dit baie daarop sê nie, maar daar staan geskrywe,
Op pad daarheen het hulle gesond geword. Eintlik sê dit, die van julle wat 'n ou vertaling by hom het, sal sien dat hulle staat nie gestaan gesond word nie, maar dat hulle gereinig is. Weg die besoedeling van hulle sal weggeneem. Soos ek sê, ek gaan nie daaroor praat nie, maar dit is toch belangrik genoeg. In sy pad van gehoorsaamheid kom hy agter as gereinig. Dis hoe die Here werk. As jy huweliksprobleme het, sê die Here, jy is nie vir jou vrou. Al gaande soos jy vir haar lief is, jy sien, die Here los dit op. Ek wil nie daarop aangaan nie. Altyd dat hulle gesond geword, is hulle gereinig. En een van hulle toe hy sien dat hy genees is. Hy is 'n Samaritaan, hy het nie dieselfde konnotasie van dat hy vuil of onrein is nie. Hy sien dit as 'n siekte. En hy kom agter dat hy genees is, dat hy gesond is. En een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Dit is 'n dankbaarheid in sy hart. Die Here, die God van die Jode, het vir my as 'n Samaritaan aangeraak en hy het vir my genade gegee. En ek kan nie anders dan jy prys die Here en sê, Here, dankie vir die goedheid, dankie dat jy my raak gesien het, dankie dat jy vir my uitkoms gegee het. En ek kan nie stil bly, hy is dankbaar daaroor. Toe hy sien dat hy genees is, het hy omgedraai God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hy draai terug, kom val voor die voete van Jesus neer en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan, soos wat ons gesê het. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie. Waar is die ander 9 dan? En die Bybel sê nie vir ons waar die ander 9 is nie. Nie baie daarvan nie. Hy sê so 'n bietjie vir ons, en ek wil daarna ons moet daarna kyk. Maar ek weet ook, as mens na ander gedeeltes in die Bybel kyk, kan mens weet wat die gemoedstoestand is van die ander 9. En ek wil graag 'n bietjie meer uitbrei daaroor. Dink jy nie, hulle het ook 'n getuienis gehad nie? Dink jy nie, hulle was ook dankbaar gewees nie? Op pad na die priester toe sien hy my wêreld. My vel raak weer glad. Die oop sere pyn nie meer nie. Dit wat so uitloop is nie meer daar nie. Dink jy nie, hulle was ook dankbaar gewees nie? Ek dink hulle was verseker baie dankbaar gewees. Ek dink hulle het versekerde getuienis gehad. Ek kan myself amper indink hoe hierdie 9 elke jaar by mekaar gekom het en gesê het, ons kom by mekaar en ons deel ons blydskap, ons is genees. En ek glo, as ek kyk na die volgende hoofstuk, die Fariseer en die tollenaar, en die Fariseer sê, Here, ek dank U dat ek, en hy noem beklontinge, dat ek nie is, soos die tollenaar nie, dat ek soveel bid, dat ek soveel vas. Die tollenaar, hy buig hom maar neer. Ek glo dieselfde hier. Nou bespiegel ek, maar ek dink ek is ver verkeerd nie. Ek kan dink, kom ons neem nou maar 1 vir die 9. Hy sal vir mense vertel, daar was 'n datum gewees. Ons het aan buitekant die dorpie rondgedwaal. Ons was hopeloos gewees. Toe sien ons, daar is 'n beweging op afstand. En ons het uitgevind en ons het gesien, dis Jesus van Nazareth. En ek het in my gemoed geweet, nou is my kans. En ek het vir ander gesê, kom ons gaan, dis ons hoop. En ons het daarop uitgeroep. Mense het ons probeer stil maak.
Maar ons het net bly uitroep en sê, Here help ons. En hy het dit gedoen. Daarna het ons, dit wat hy vir ons gesê het ons gedoen. Ons was op pad na die priester toe gewees. Ons het gedoen wat hy vir ons gesê het. Ek het in my hart geweet, dis die regte ding om te doen. En ek het dit gedoen. En op pad was ek die wat eerste agtergekom het. Iets is besig om met my liggaam te gebeur. En ek het vir ander gesê, kyk bietjie na julle self. En hulle het dieselfde gesê. Kan jy hoor wat besig is om te gebeur? Hy getuig. Maar waarvan getuig hy? Hy getuig van wat ek gedoen het. Hoe ek die Here raak gesien het. Hoe ek uitgeroep het na hom toe. Hoe ek, en is tevrede. Ek het gekry wat ek al gehad het. En vir die rest van sy lewe, as hy sy kinders vasdruk, as hy by sy vrou is, weer saam te kan wees, sê hy, ek het dit gedoen. Ek wonder of jy ook al agtergekom het, dat party mense se Christendom so is. Dis meer ek wat bid. Dis meer ek wat vas. Dis meer ek wat uitgaan by die seminarwerk. Dis ek. Daar gaan we wel. En niemand met vir my sê dat my stem in 'n lewe lang dankbaar nie. Maar ek dink hulle was dankbaar gewees oor wat hulle gedoen het. Een man draai om. En hy weet. Hierdie ding is nie iets wat ek nie verdien nie. Kom ons lees daarvan. Toe sê Jesus, en was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie. Waar is die ander 9 dan? Ek dink, hulle is daar soos wat ons gesê het. Kan ek noem, een ander voorbeeld noem? Toe Dawid die ark die eerste keer het inkom met in Jerusalem, dans hy, en hy maak musiek, en het eindig in 'n tragedie. Daarna, die tweede keer, was het heeltemal anders. Daar's blydskap, maar daar's offers. As God ons nie genadig is nie, dan sal alles te vergeefs. Ons eie aanbidding van die Here nie geslaag nie. Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee nie, waar weer die man met eers in die is nie. Hy kom en sê, is ongelooflik, dat die God van die Jode vir my raak gesien het. Hy het my besoek. En is hy wat het gedoen het. En hy stem hom dankbaar. Voor hom buig ek. Voor hom my lewe behoort aan hom. Want hy het alles vir my gedoen. Kan ek het nou begin deurtrek. Ek dink dis vandag 'n maand terug wat ons saam gebid het. Nou was 'n desperaatheid gewees. Maar die weervoorspelling voorspel niks gebeur nie. Dit bly warm en droog. Ons is eenvoudig magteloos, soos 'n melaatsheid. Ons kan daar niks aan doen nie. En nou, na 'n maand, hoeveel het dit nie al gelede nie. Ek dink hier by die pastorie het in afgelope maand meer as 200 mm al gelede. Groot genade. Wat is ons antwoord daarop? Ons het die Here se aangesig gaan soek. Ons het dit gedoen en dit gedoen. En dis 'n baie subtiele boodskap wat ek bring. Die onderskeid is nie altyd so duidelik nie. Maar ek dien die Here. Is daar nie iemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee nie? Behalwe hierdie man wat nie eens die lewe is nie.
net eenvoudig, as U my nie genadig is nie, is daar geen hoop vir my nie. U het aan my genade betoon. Daarom, Here, ek behoort aan U. My vrou, my kinders, alles behoort aan U. Ek het amper vergeet. Maand terug toe ek gepraat het, het ek gesê, party mense wat die Here se arm draai, hulle is nie van plan om te verander nie. Hulle wil hê die Here moet verander. Hulle wil aangaan met hulle verhoudinge met hulle personeel, wat is soos wat dit is. Hulle wil aangaan in hulle huwelikse soos wat dit is. Hulle wil aanhou met onverantwoordelik met hulle finansies en onverantwoordelik met hulle tonge wees. Dis wat is, maar die Here moet erin gee. En wat doen die Here? Ek wonder, jy kan daar net vir ons weer raai Psalm 105, 110 opsit. As jy nie kan kry, die maak het nie saak nie. Die Here het vir hulle gegee wat hulle gevra het. Toe het hy hulle vir hulle gegee wat hulle gevra het. Maar in hulle siel 'n maarte gestuur. Hy het reën gegee. Die aarde is nat. Maar die stem van die Here het uitgegaan. En ek het nie 'n duim nader aan die Here gekom nie. 10 mense is aangeraak. 9 van hulle het eenvoudig net aangegaan met hulle lewens. En na die Here toe gekom nie. So, die Here in my beeldland gebruik het gesê, die Here laat toe, dat hy sy arm draai. Hy is 'n goeie God, hy gee vir ons. Al sou daar 9 eenvoudig net aangaan. Gee. Maar daar is een wat terugkom. En kan ek maar net sê, my hele bediening, want ek het so belewe. Ek sien hoe werk die Here in mense se lewens. Hoe herstel hy huwelik, hoe herstel hy baie dinge. En dan gaan dit eenvoudig aan. Bly dat hulle herstel is, maar dan kom jy terug na die Here toe. Meeste mense gaan. 9 uit die 10 gaan. Maar die een draai terug. Een sê, Here, ek het die stem gehoor. Die betoon aan my genade. Daarom is ek wat ek is. Of van nie. Romeine hoofstuk 12. My vrou behoort aan U. Ek sal haar eer en respekteer, soos dat U vir my verwag. Die werkers wat U vir my gegee het, is 'n gawe van U af. Help vir my dat ek dit tot eer van U naam sal groot maak. Die fondse wat U vir my gee, die finansies wat ek gee, ek weet dat jy opstalbank en ek weet nie wie allemaal klop in die deur nie. Here, ek hanteer dit soos wat U dit sê. Want U het my goed, U was my goed geweest. Dis die volgende versie. Sien jy nie dat die Here deur sy goedheid vir jou nou nie wat lyk nie. Hy wil vir jou by hom hê. Hoekom? Om jou te misbruik? Nee, of jou weer te sien. Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe die man wat nie eens 'n Jood is nie. En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Die ander is gehelp. Hulle is al meer afgesteek. Hulle gaan nie verder net aan. Maar een kom terug en hy ontvang die grootste seën. Ag, ek is so saam met julle bly. Ek kan vir julle sê, het is nie lekker om met dominee te wees as dit droog is nie. Het is dan lekker om met dominee te wees as dit so reën. Almal smile en almal weer. Het is so net anders.
Ek is saam met julle bly. Ek sal so dankbaar wees as jy in jou gemoed ook na die Here toe kom. Want hy het soveel meer wat hy nog vir jou wil gee. Staan op, gaan huis toe, sien? Nie annexeer hom nie. Gaan na jou huis toe. Jou geloof het jou gered. As dit 1 uit 10 is, sal ek dankbaar wees. Ek dink jy sê, ja, maar wat van haar, wat van hom, wat van hom. En ek antwoord soos wat Jesus vir Petrus gesê, los vir jongens, volg jy my. Kom jy na my toe. Ek wil vir jou verder sien. Meer sien as net een. Meer sien as om net van die balaansheid gereinig te word. Kom ons bid saam. Aan U, Here, al die eer, die lof en die aanbidding. Want U is baie vrygewig. U laat reën, Here, oor gelowiges en ongelowiges. Al draai mense hulle rug op U. Al erken hulle nie vir U nie, al misbruik hulle U dag. U het vir hulle reën gegee. Baie dankie daarvoor. Dat U wil meer gee. Help vir ons, Here, om aan die voete te bly. Om U te vertrou vir daardie volheid wat U vir ons wil gee. Dankie vir seëning, Here. Dankie vir soveel, dit wat so mooi groei, wat het so mooi is. Die sagtheid van die grond, die heerlikheid van die lewe, die struike wat moet, ons eer U vir dit alles. U is vir ons goed, ons dankie daarvoor. In Jesus' naam. Amen. Voordat ons ons nooit lied sing, kom ons gee dan eers kans vir gebed. Wees is laas keer, ek sal bly wees as iemand opstaan en die Here dank. Maar laat ons nou nie sit en rondskyf op ons stoel, wie gaan opstaan en wie gaan vir die Here dank nie. Terwyl dit stil is, elke plek op ons eie, sê ons vir die Here dankie. En as daar dan is, dat die Here ook vir jou vrymoedigheid gee om op te staan met 'n bid, sal ek het baie waardeer. Kom ons gee 'n paar weke vir gebed. Kom ons dink ook aan Louis en die ander, ons ken nie altyd die mense se name nie, ons dink ook aan Dirkie, wat weggebaar pyn verkeerd dat die ook met ons sal wees. Kom ons gee kans vir 'n paar gelede. Ons dink ook aan Josef wat ook vir operasie moet gaan, vir behandeling moet gaan, dat hy ook vir hom die genade sal gee. Ons bid nou die Here en sê vir die dankie, elkeen vir ons Here, na U toe kom, by U te bly, soos dat U wil hê ons moet by U wees. Amen. Psalm 188 vers 1 tot 3 besluit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Gees van God, ons deel wees. Amen.